het hy hierdie gelykenis vertel. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy winkel geplant was. Toe het hy vrugte daarin kom soek, maar niks gekry nie. Sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kon soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy nog langer die grond uitput? Soms is die Here maar daar en hy is nou moe vir ons shenanigans, of wat noem julle die woord? Soms is die Here maar ook moeg om ons te smeek om hom te dien. Halleluja. Soms probeer die mense, hierdie pastoor probeer die ander probeer maar. Dit as jy van die ene mooi vertel word, dan gaan jy na die ander ene se huis toe. Ek praat nog van Bishop Taylor. Halleluja. Bishop Taylor het probeer en hy probeer elke keer om jou net in die alignment te bring met wat die Here wil hê. Maar jy dra nog nie vrug nie. Hoeveel jare sit ons nie in sy leringe nie. Ek praat nie van die kerkmense nou, ons almal wat vir Bishop ken persoonlik. Van die tyd wat ons jong was, het ons gehoor en gesien, hy is besig om die tuin van die Here te spits. Hy is besig om saad te saai, hy is besig om water te gee. En ons het gekom en uitgegaan uit die dienste uit. Maar ons is nog steeds dieselfde. Maar as die Here sê, kap hom uit, dan sê Bishop elke keer vir die Here so. Maar die tuinier antwoord, vers 8, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemis. Miskien sal hy dan die volgende jaar vrugte daar. Maar so nie dan. Daar moet sal hy uitklap. Hy beteken so baie vir baie van ons. Maar ons bly vreemd.